Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. 'n volk wat God se wet onderhou. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring hoofstuk 14 vers 12. Ons staan op die drempel van groot en plegtige gebeurtenisse. Profeseë word vervul. Vreemde gebeurtenisvolle geskiedenis word in die boeke van die hemel opgeteken. Alles in ons wêreld is in beroering. Slegs 'n oomblik van tyd, as te ware, bly nog oor. Satan is besig om sy planne te beraam vir die laaste magtige konflik, wanneer almal kant sal kies. Mense in hul blindheid spog met wonderlike vooruitgang en verligting, maar vir die oog van alwetendheid word die innerlike skuld en verdorwenheid geopenbaar. Die hemelse wagters sien die aarde gevul met geweld en misdaad. Rykdom word verkry deur elke soort roof, nie net roof van mense nie, maar van God. Mense gebruik sy middele om hul selfsug te bevredig. Alles wat hulle kan begryp, word gemaak om hul gierigheid te dien. Gierigheid en sensualiteit seevier. Mense koester die eienskappe van die eerste groot bedrieër. Hulle het deurdrenk geraak met sy gees. Maar die wolk van regterlike toon hang oor hulle en bevat die elemente wat Sodom vernietig het. In sy visioene van die toekomstige dinge het die profeet Johannes hierdie toneel aanskou. Hierdie demoonaanbidding is aan hom geopenbaar, en dit het vir hom gelyk asof die hele wêreld op die rand van die verderf staan. Maar terwyl hy met intense belangstelling kyk, het hy die geselskap van God se gebooie onderhoudende mense aanskou. Hulle het die seël van die lewende God op hulle voorkoppe gehad en hy het gesê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Hierdie kenmerkende banier, Openbaring hoofstuk 14 vers 12, moet deur die hele wêreld gedra word tot die einde van die genadetyd. Dit is nie 'n tyd om ons vaandels af te haal, om skaam te wees vir ons geloof nie. Elke mens moet in sy lot en plek staan, dink, praat en handel in harmonie met die gees van God.